Dankie aan al drie sprekers. Ek gaan nou julle eintlik vra om hier iets lang te kom sit. Ons gaan net dit nou oopmaak vir vrae vir reaksie as julle die omgewing kom sit. Ek gaan ook net vinnig verwys na wat eintlik julle al drie genoem het voor ek dit veral oopmaak vir vrae, maar ek kon nie anders ook nou dink en spesifiek Darlene wat jy gesê het wat het baie keer moeilik is en fyn is om die balans te handhaaf tussen 'n familie stadig gaan voor te berei op iets wat moeilik gaan wees of 'n uitkoms wat moeilik is, maar ook om die hoop reg te vat. So daai balans en dit baie keer om hoop te hou, het mens soos wat julle almal eintlik ook genoem het, die attachment, die kontak, die nabyheid van die mense nodig vir wie of dit vir jou belangrik is. So hoop hang baie keer af met of van die kontak wat jy het. So Adi, ekskuus, ek kon nie anders ook as om nou aan jou te dink. Jy wat in daai situasie was. En ek sal graag as jy omgee dat jy daar kan reflekteer. Van jy was in 'n oomblik wat voor jy geïntubeer is. Wat mense met jou moes praat oor hoe hoop of hoe hou jy hoop terwyl een van die sterk reaksies waarskynlik angstigheid is wat opkom oor die onsekerheid wat voor lê. En dit alles in 'n konteks wat jy nie naby jou geliefdes was nie. Ek net om veilig te wees, gaan ek vra as jy nie omgee nie om hier te kom praat want hulle wil die mikrofoon so min as moontlik gebruik. En as jy daarop wil reageer dan gaan ek kans gee. Dankie. Ek sê onwerk sonder die monsker met die bro op weer gelijk deeg nie. Goeiemiddag, dames en heren. Het is vir my baie groot voorreg om hier te kan staan. Om in die lewe te wees is 'n groot voorreg, wat ek julle verseker. Ek was regtig baie siek. Ek het nou eendag in ons gemeente ook gepraat en vir hulle gesê, as ons nou eendag op die ouer thuis se stoep sit en praat oor wie se stories die ergste, sal jy met 'n goeie storie kom om my te doen. Ek was baie benieuwd. Ek dink, ek wil vanmiddag net so 'n paar goed sê oor my fisiese belewing wat ek ervaar het. En vanaand later dan so 'n bietjie meer oor die emosionele, spirituele ervaring daarvan. Benoud, asemnood, geweldige benoudheid. Ek onthou, ek is siek geword en ek het so 'n week by die huis gebly en die Saterdagmiddag het ek gedink dat ek net gou by die dokter uitkom. En ek is na die ongevalle toe en dit was die 17de Oktober gewees. En ek het die dag voor Kersfees weer huis te gaan. Dis hoe die ding geloop het. Ek was vir 2 weke net in die saal gewees en toe Saterdag die 31ste Oktober het alles net skeef geloop. Ek weet tot vandag toe nog nie wat het gebeur nie, maar ek is as jy doen toe, ek is op die ventilator geplaas en daarvan weet ek absoluut niks. Ek weet vir 8 dae, 9 dae, 10 dae, 13 dae, ek weet nie hoeveel nie, kan ek nie rekenskap gee wat het gebeur nie. Ek het net op 'n dag wakker geword toe die kundige vir my sê, jy is baie siek. Ek het al geken vooraf en ek het geweet met wie ek praat en ek het vast wel, ek het te laat gepraat, ek kon nie antwoord nie, wat verskriklik sleg is, om nie te kan communikeer en nie te kan praat nie, dit maak mens angstig, dit maak mens verskriklik angstig. Terug by benoud en asemnood, toe ek nou uiteindelik weer wakker word, was my longe seker maar nog in 'n ellendige toestand en
akute longontsteking. Ek het verskriklik benauwd gevoel, daar was geweldig baie slijm in my mond, wat moes ek weer uitsuig. En met ventilator en al nog steeds baie benauwd. My angstigheid was nie omdat ek bang is ek sal doodgaan nie. Toe dit om lewe en dood gegaan het, was ek self onbewus. Ek is vir my vrou bitter jammer en vir my kinders bitter jammer waardeur hulle moes gaan op daardie stadium, maar ek was salig, amper salig, maar salig onbewus. Ek het verseker angstig gevoel omdat ek so benauwd gevoel het en ek het angstig geraak omdat my hande vastgemaak was. Genade dokter asseblief, kan ek 'n ransie breek vir enige persoon wat enigstens by is, dis die magteloosste gevoel in die wêreld as jou hande vastgemaak is. Jy's Rosa Parks se as jy net die anders is wat jy nou gesê het, jy's in 'n glashok en daar's 'n glas deur en die persoon wat jou oppas staan aan die ander kant, so jy is alleen daar. En ek weet nie hoe dit werk nie, maar daai mense het die gawe om die meters en alles en die monitors dop te hou en jou mis te kyk. Ek weet nie hoe dit werk nie. Want as jy handjie nou vastgemaak, nou maak ek so, want ek het nou slijm en ek is nou benauwd, maar hierdie handjie werk nie, hy word nie raak gesien. Maar steeds baie dankbaar vir al die aandag en sorg en liefde wat ek ervaar het, maar 'n paar oomblikke baie benauwd as ek nie gehelp kan word en ek wil iemand roep, en die klokkie is op weg. Hy sê ek sit nie waar sy nie. En ek is so swak, ek kan nie eers my arms optel en nie alles vastgemaak. Maar selfs toe wanneer ek in die gemaak is, dis net regtig sleg. Ek dink die ding is dat ek so min beheer het. Ek dink dis die kern van mense angstigheid. Dat jy nie beheer het oor die goed waaroor jy normale beheer het nie. Dat jy oor so minder beheer het. Ek dink dis so teen ons menslikheid wat ek wil beheer wees, ek wil dinge beheer, ek wil dinge verander, ek wil dinge maak soos wat ek het wil hê. En ek het nie geweet wat aangaan nie. Ek het dikwels nie geweet wat aangaan nie. En daarom was ek dankbaar vir elke verpleegpersoneel, of die fysioterapeut, of die arbeidsterapeut, of die liefkundige, of van die dokters wat ingekom het, die moeite gedoen het om in te kom, al die PPE aangetrek het, 'n blou jas, 'n voorskoot, 'n ding op die kop, goed in die skoene en handskoene ingekom het en net vir my kom sê wat aangaan. Dit het vir my so geweldig baie beteken. Ek het daar een verpleegkundige het die oggend ingekom, gesê ek is volgend op diens, so gaan ek met jou, kom ek sê vir jou wat aangaan. So dat jou bloeddruk, so dat jou polsslag, saturasie, die asemhaling so, dit lyk goed, dit is wat aan die gang is, ek dink jy het 'n goeie dag vandag. Dit is so groot verligting om te hoor, want ek lê daar, al die monitors is agter my. Ek kan dit nie sien nie, ek het nou uitgepleis oor die werk as ek mense gaan besoek in die ICU, so ek het so min of meer die idee waar om te kyk vir wat, maar ek kan dit nie sien, dit is agter my, ek weet nie wat aangaan nie, ek weet nie hoe dit met my gaan. Het was so lekker as iemand vir my kom sê, wat regtig met my aangaan. En ja, dit was 'n eensame plek. In November in ICU was dit baie eensaam geweest. Min mense het ingekom, want onthou nou elke keer, as hulle uitgekom het, moes hulle al goed aantrek. As hulle uitstap, moes hulle dit eers uittrek, daar in 'n karton hou, waar hy dan uitgaan. So as ek iemand ingeroep het om my met iets te kom help, en ek wil net water hê, dan moet ek water haal, moet hulle uittrek, moet hulle aantrek om in te kom, uittrek, uitgaan, weer aantrek, inkom weer. So, ek verstaan, dat dit vir my, en mense was my net in en uit en as dit weg. Familie kom my eers baie later besoek het, ek weet nie, dit was weke voordat ek besoeke kon ontvang. Wel, 'n groot deel was ek nou rarig in elendige toestand.
En toe ek nou later begin beter word, toe het ek nog steeds in die internaat opgegaan. So die aanvanklike besoeke was ook maar uiters onbevredigend, maar ten minste het ek my vriendse gesien, dit was baie lekker, maar ek het in die internaat op, ek kan nie praat nie, ek kan nie kommunikeer nie. Ek het maar met handgebare beduie en later geskryf op 'n bordjie. Ek het baie agtergekom, skryf die eerste keer duidelik, anders gaan die mense dit nie kan lees nie. En jy in elk geval oordoen, skryf die eerste keer duidelik, mis leer dit baie vinnig. Ek het nie 'n stem gehad nie. Het is verskriklik erg om nie 'n stem te hê nie. Met 'n ventilator op kan jy nie praat nie. En toe die ding af is, toe kon ek, my stembande was lui. Ek kon net fluister. So, ek kon my skaars hoorbaar maak. Dit is verskriklik sleg, dit is verskriklik eensaam. En dan liggaamlike agteruitgang. Ek het geweldig baie gewig verloor. Ek het swak geword. Ek was vir 6 weke, byna 6 weke in ICU. Ek het, toe ek Desember ontslaan is, kon ek net begin loop. Ja. So, dit was my ervaring gewees. Ek sal later, as ek na die geleentheid kry, ek meer sê oor my emosionele, geestelike ervaring, hoe kom my ou deur dit, wat het ek beleef, wat het my deur dit gedra, wat het my moed gegee,